Welkom by Finansiële Rekeningkunde FRK 321, Groepstate. Hierdie is die eerste van 2 lesings oor die verandering in mate van beheer. Neem asseblief kennis dat hierdie opname onderhewig is aan kopiereg. Hou asseblief u uitdeelstukke gereed voor u. Indien u nie uitdeelstukke het nie, sal u die uitdeelstukke op ClickUp vind. Verandering in eienaarskap, ook genoem verandering in beheer, lesing 1. Uitkoms en assesseringskriteria. Verwys asseblief na u uitdeelstuk vir die volledige assesseringskriteria wat u op die eie kan deurlees en deurwerk. Die spesifieke uitkoms. U moet in staat wees om alle aspekte in verband met verandering in mate van beheer te kan verantwoord wanneer u groep finansiële state voorberei. Ons sal kyk na die aankoop van 'n verdere belang in 'n belegging, in 'n geassosieerde en in 'n filiaal. Nou die aankoop van 'n verdere belang. In ons voorafgaande lesings het ons gaan kyk na die enkel aankoop van 'n belang waar die aanvanklike belegging direk 'n filiaal word. Met ander woorde, daar was 'n 0 belegging in hierdie filiaal gewees voorheen en nou koop ons 'n belang en dan word hy 'n filiaal. Ons gaan vandag verder kyk na die verdere aankoop van belange waar daar wel 'n vorige belang gehou was. Die wyses van stuksgewyse verkrysing wat ons kan kry, is waar ons reeds 'n filiaal besit het en ons koop 'n verdere belang en dit bly 'n filiaal, of dit is huidigelik 'n geassosieerde, ons koop 'n verdere belang en dit word 'n filiaal, of ons het huidigelik 'n belegging, ons koop 'n verdere belang en dit word 'n filiaal, en so voorts, soos jy daar kan sien. Een van die mees belangrike punte wat u na moet let in konsolidasies. Klandisiewaarde en of wins met winskoop word slegs 1 keer met die aanvanklike verkryging van beheer bereken en nie weer nie. Met ander woorde, slegs wanneer 'n maatskappy 'n filiaal word, op daai datum en stadium sal ons klandisiewaarde of wins met winskoop bereken. Wanneer hy reeds 'n filiaal is, gaan ons nie weer klandisiewaarde of wins met winskoop bepaal nie. Enige transaksies wat ons dan uitvoer is 'n ekwiteitstransaksie en onderhewig aan 'n wins of 'n verlies. Ons sal dit wel verder weer beskryf. Nou wat moet ons doen om die belang te verhoog? Hoe bereken ons dit en wat bereken ons? Die verandering in die belang van 'n moeder in 'n filiaal wat nie lei tot verandering of verlies in beheer nie, word verantwoord as ekwiteitstransaksies. Dit is transaksies met eienaars in hulle kapasiteit as eienaars. En onthou in hierdie geval dat nie beheerende belang is ook eienaars. Hulle is wat ons noem buite-aandeelhouers van die filiale. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Moeder besit 60% in die filiaal en dan aan die einde van 31 Desember 20.8 koop moeder 'n verdere 15% belang in hierdie filiaal en besit nou 75%. Nou van wie af het moeder hierdie ekstra 15% aandele gekoop? Soos ons reeds gesê het, vanaf die nie beheerende belang. Nou hoe doen ons dit? Wat moet ons nou bereken? Eerstens, bereken die ekwiteit, die reserves en die behoue verdienste op die datum van verkryging van die bykomende belang. Met ander woorde, ons bepaal wat is die ekwiteit, die reserves en die behoue verdienste van die filiaal op hierdie datum van die bykomende belang. En dit is ons toeskryfbaar en wat ons nou gaan koop is die verdere verkryging. Die drabedrag van die beheerende belang en nie beheerende belang moet aangesuiwer word met hierdie verdere verkryging om die verandering in hulle relatiewe belange in die filiaal aan te toon. Wat sê ons hierso? Ons sê, ons gaan bereken hierdie verdere belang, ons suiwer die nie beheerende belang aan, ons trek dit af van hulle belang, want ons koop mos die belang by die nie beheerende aandeelhouers, en plaas dit oor na die met verkryging kolom van die moedermaatskappy, want dit is mos die moeder wat die moeder nou aangekoop het. Nou hierdie verdere belang wat ons nou verkry het, gaan vergelyk ons met die teenprestasie wat ons betaal het vir hierdie bykomende aandele. En die verskil wat ons so bereken,
moet ons in ekwiteit, met ander woorde behoue verdienste, erken. En dit gaan direk teen behoue verdienste erken word. Kom ons kyk na klasvoorbeeld 1. Klasvoorbeeld 1. Gaan asseblief na bladsy 5 van die uitdeelstukke en kyk na klasvoorbeeld 1. Ek sal deur hierdie voorbeeld scroll op die skerm, maar ek sal voorstel dat u op hierdie stadium die opname stop, deur die voorbeeld lees en die inligting u eie maak, en dan kan wanneer u weer begin, werk ons deur die voorbeeld saam. Eerstens, state van wins of verlies, en ander omvat in inkomste, dan uittrek sy staat van verandering in ekwiteit, die staat van finansiële posisie, waar jy ook kan sien wat is die belegging, aanvanklike belegging, as ook die addisionele belegging, dan die bykomende inligting, verdere bykomende inligting. Goed. Reg, ek aanvaar dat u nou deur die vraag gewerk het, kom ons kyk na die gegewe inligting. Dada Beperk het sy belang in Fifi Beperk op 1 Julie 20.7 verkry, toe dit 'n filiaal geword het, en die vervangingsreserve en bouverdienste was 4.000 en 8.000 onderskeidelik op daai stadium. So wat jy in hierdie geval gaan doen, jy gaan die normale konsolidasieprosedure doen, en jy gaan Fifi Beperk met verkryging ontleed, jy gaan die sedert-verkryging tot die begin van die huidige jaar ontleed, en dan gaan ons die huidige jaar moet doen. So op 31 Desember 20.8, wat gedurende die huidige jaar was, het Dada Beperk dan 'n verdere 30.000 aandele in Fifi Beperk verkry. Nou, omdat dit in die middel van die jaar is, moet jy oplet op die interim verkryging inligting wat vir jy gegee is. Alles is evenredig verdien deur die jaar, behalwe die eenmalige verkeersboete wat jy dan nou moet gaan toedeel. Nou kom ons gaan kyk hoe ons dit gedoen het. Daar sien ons die inkomste. Die winsvoorbelasting van Fifi Beperk was 55.900 en ons stel die boete terug, sodat ons die inkomste evenredig kan toedeel oor die 2 tydperke wat ons dan nou aandui. Suiwer die verkeersboete aan in die regte tydperk en ons het 'n toedeling van die inkomste vir die 2 tydperke. Nou kan ons gaan en ons ontleding gaan opstel. Kom ons gaan kyk na die ontleding. Eerstens gaan ons die metverkryging opstel, en soos wat ons die metverkryging opstel, gaan ons dan nou in hierdie geval die winskoopwins bereken. Nadat ons daai deeltjie gedoen het, gaan ons die sedert-verkryging deel ontleed. Jy kry die vervangingsreserve, jy kry bouverdienste, gaan maak seker hoe hierdie items self bereken was, en dit gee dan nou vir ons die sedert-verkryging inkomste tot en met die begin van die huidige jaar. En nou is ons dan kry ons die huidige jaar. Nou in die huidige jaar, soos ons reeds hierbo gesien het, het ons nou die wins gaan toedeel vir die eerste 6 maande, en ons berekening was toe 18.800, en ons gedeelte daarvan 60% is dan nou die 11.280. Die nie beheerende belang, hulle kry hulle 40%, 7.520. Nou iets waarna u duidelik moet oplet in hierdie spesifieke vraag. Dit kan verskil van vraag tot vraag. Maar in hierdie vraag is die dividend op 30 September 20.8 te betaal. Met ander woorde in die eerste 6 maande. En dit is hoekom hierdie dividend van R13.000 in die eerste 6 maande in die ontleding verskyn. Want in daai tydperk het Dada Beperk net 60% van Fifi besit. So Dada was net geregtig op 60% van die dividend tot op daardie stadium. Die belangrike ding wat ons wil bereken, wat ons nou weer na sal kyk, is die verdere verkryging wat ons nou vanaf die minderhede of die nie beheerende aandeelhou gekoop het. Hulle het 'n belang gehad van 91.000. Ons het hulle 15% van hulle gedeelte uitgekoop en dit kom dan toegedeel na die moeder, of in hierdie geval Dada Beperk se metverkryging. Kom ons kyk verder.
Kom ons recap wat ons gedoen het tot op hierdie stadium. Ons het eerstens gekyk na die ontleding van die aandelekapitaal met verkryging van FIFI beperk. Toe het ons die winskoopwins gaan bereken met verkryging. Ons het verder gegaan en ons het die sedert verkryging behou verdienste bereken en die vervangingsreserwes en dit het ons 'n subtotaal gegee tot aan die begin van die huidige jaar. En omdat hierdie 'n interim verkryging ook nog is, het ons toe die huidige jaar gaan verder bereken en soos ek net nou aangedui het, daar is die wins vir die eerste 6 maande, sowel as die dividend wat in die eerste 6 maande betaal is. Nou is ons op hierdie punt, en dit is wat ons in die teorie gesê het, dat ons moet die winste, die behoue verdienste en die vervanging en alle reserves tot en met die datum wat ons van hierdie belang verander, wat ons die nuwe belang bykoop, moet ons bereken. En dit is die subtotaal wat u daaronder op die skerm nou huidiglik sien. 225.600 is die huidige subtotaal, die 125 met verkryging, 9.480 sedert, en die nie beheerende belang, se belang in hierdie is dan die 91.120 rand. Ons gaan dit nou toedeel aan die moeder, maar ons moet eers gaan bepaal hoeveel van hierdie 91.000 rand ons kan gaan toedeel. Hierdie belang van 91.000 rand wat jy hierso sien, wat behoort aan die nie beheerende belang. Dit is wat ons nou gaan toedeel aan die Ons vat is hierdie 91.000 rand en ons gaan deel dit toe. Daar is hy. Daai 91.000 rand. Ons vermenigvuldig dit met die 15%, want dit is die deel van die belang wat ons bykry en koop vanaf die minderhede. Hulle het reeds 40% besit. So ons gaan 15% van daai 40 gaan ons nou aankoop by die minderhede. En die antwoord is dan die 34.170 wat ons vanaf die minderhede ontvang. Soos jy daarbo kan sien, gaan ons nou die 34.170 wegvat by die minderhede en byvoeg by die met verkryging kolom van die moeder. Nou het ons bepaal hoeveel het ons aangekoop vanaf die minderhede. Daar is 'n alternatiewe berekening op hierdie berekening. U kan die totaalkolomme ook gebruik en dit is hoe dit werk. U vat die 225.000 wat u gaan kry, daai 225.600 wat u by die totaal gaan kry daarso. En ons moet die winskoopwins terugtel. Indien dit 'n klandisiewaarde is, gaan dit die klandisiewaarde wees wat ons moet aftrek om by die 227.000 uit te kom. Ons vermenigvuldig dit met die 15% wat ons nou kry. Daai 15% wat ons bykoop en ons kom steeds op dieselfde bedrag van 34.170 uit. Goed, kom ons gaan aan. Nou dat ons hierdie bedrag verkry het, nou kan ons aangaan en die res van die 6 maande voltooi. Maar u moet nou onthou, in hierdie geval besit ons 75% van die aandeelhouding in FIFI beperk. Daarom word daai 20.000 nou toegedeel op 75% vir die sedert kolom en slegs 25% vir die minderhede. Onthou, maak seker dat u aanvanklik daarbo was dit 60% gewees. 60%. En nou is dit 75%. Kom ons kyk na die konsolidasiejoernale wat gaan voortspruit uit hierdie inskrywing. In die eerste plek het ons
weggevat by die minderhede, 34.170, en ons debiteer dus die nie beheerende belang met daardie bedrag. Aan die ander kant het Dada Beperk 'n belegging in Fifi Beperk gemaak van R39.000, soos ons oorspronklik gesien het in die staat van wins of verlies. So hierdie belegging moet nou op konsolidasie uitgekontra word met die belang wat ons wel ontvang het. En die verskil is moet dan direk teen behoue verdienste erken word, en in hierdie geval is dit 'n debiet, en dit beteken ons het meer betaal as wat ons gekoop het, dus het ons 'n verlies gemaak in hierdie transaksie. So kom ons kyk na die staat van verandering en ekwiteit. Nou maak asseblief seker dat u die saldos wat u daarso sien, die openingssaldos korrek bereken het, en dat u weet waar dit vandaan kom. So u kan nou weer hierdie opname stop, u kan gaan kyk na daardie berekeninge, waar dit vandaan kom, sodat u verstaan waar die verskillende syfers vandaan kom. Verder die wins vir die jaar, kyk daarna ook, ons kan net vinnig na 'n vinnige opsomming kyk waar dit vandaan kom. Wins vir die jaar, indien 'n staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste opgestel was, dan is dit baie maklik om op hierdie punt die R73.055 te gaan haal. As hierdie staat egter nie opgestel was nie, dan sou jy moes gaan na die ontleding toe. Jy sal moet kyk na die wins vir die jaar, en daai 11.280 wat gekom het vanaf Fifi Beperk vir die eerste 6 maande, sowel as die 15.075 ook vanaf Fifi Beperk vir die tweede 6 maande, moet jy bymekaar tel. Jy moet egter nie vergeet nie, dat Dada Limited, Dada Beperk het R7.800 se dividende ontvang, en dit moet ook geëlimineer word. Nou tel hierdie syfers bymekaar, voeg daarby die wins vir die jaar van Dada Beperk, en dan kom ons ook uit op die R73.055 wat ons daar so kry. Nou dat jy self bewus gemaak het van waar daardie syfers vandaan kom, kyk ons verder, en nou kyk ons na die dividend wat betaal is. En op hierdie punt, asseblief baie duidelik, die R15.000 is slegs die dividend wat Dada Beperk aan sy eie aandeelhouers betaal het. Die 5.200 onder nie beheerende belang, dit is die dividend wat die filiale aan hulle minderhede, hulle nie beheerende belang betaal het. Die ander wat tussen die maatskappye, tussen die filiale en die moeder betaal was, het ons noodwendig uitgekontra in daardie vorige joernale. Maar die punt waarna ons wil kyk vandag is die volgende. Die aankoop van die nuwe belang vanaf die nie beheerende belang, soos volg. Eerstens, ons het by hulle gekry, die 34.170, wat ons reeds bereken het. Ons het ook bereken die 4.830 verlies wat gemaak is met hierdie transaksie. Nou die totaal daarvan is die R39.000, en nou weet ons dat die belegging wat Dada gemaak het, moet uitgekontra word, en dit sal die kredietbeen van daardie transaksie wees. Wel, dit is, ons het nou behandel wanneer ons 'n filiaal het, wat reeds 'n filiaal is, en ons koop 'n bykomende belang in daardie filiaal. Maak seker dat u dit verstaan. Dankie.